Met wie kan ons God vergelyk? Ons lees hierdie gedeelte in Jesaja 40 en ek wil dit graag lees vanaf vers 12. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan die gees van die Here pyl? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle so stofdeeltjies. Al die hout op die Libanon is nie genoeg vir vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? Wanneer ons 'n bietjie dink oor hierdie gedeelte, dan dink ons oor die almag van God, wie hy is, en dan kan ons eintlik nie bepaal en verstaan hoe groot en ontzagwekkend God is nie. En daarom moet ons baie mooi dink wanneer ons sy naam gebruik. Ons lees in Eksodus 20 vers 7 sê die Here vir ons: jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. En ons moet hoor wat die Here vir ons sê en ons moet dit ernstig opneem. Ons het laasweek gepraat dat dit sosiaal aanvaarbaar geword het om drank te misbruik en dat die Here ons baie ernstig daarteen waarsku. En net so het dit sosiaal aanvaarbaar in die wêreld gebruik om God se naam ydelik te gebruik. En ons as sy kinders, ons as Christene, moet waak daarteen. En ons moet nie ons ontzag vir God verloor nie. Want wanneer ons hier lees, met wie kan hy vergelyk? Ons verstand kan nie verstaan hoe groot God is nie. Sy liefde vir ons, sy omgee vir ons. Daarom moet ons besef dat die Here is groot, hy is almagtig. En ek en jy, ons het die verantwoordelikheid om ons kinders te leer om ontzag vir God te hê. Ons moet ons kinders leer, dit is nie 'n vrees en 'n bang wees vir God nie, maar 'n ontzag en 'n eerbied, omdat hy God is, die Here God almagtig, Vader, Seun en Gees. Daar is niemand soos hy nie. En hy wil bemoeienis met ons maak, maar ons kan nie net van hom praat asof hy 'n maat is nie. Ons moet eerbied en ontzag hê. En dit onthou ek baie goed van my ouma, dit wat sy vir ons geleer het, van om in 'n nederige afhanklikheid van die Here te leef, maar om 'n ontzagwekkende ontzag vir hom te hê, vir wie hy is, die grootheid. En ons moet hierdie gedagte, moet ons in hierdie week saam met ons vat. Kom ons eer hom. Kom ons sorg dat ons besef dat hy die hoogste gesag in ons lewe is en dat ons aan hom gehoorsaam moet wees. En dan sal ons nie ons ontzag vir hom verloor nie. Dan sal ons nie ons eerbied vir hom verloor nie. En dan sal ons weet om nie sy naam ydelik te gebruik nie. En wanneer mense dit doen, dan moet ons ook die moed van ons oortuiging hê om op 'n baie mooi en 'n liefdevolle manier vir daardie mense te kan sê, maar ek is 'n kind van die Here, en dis wat hy sê, ons mag nie sy naam ydelik gebruik nie. En wat daardie mense dan daarmee maak, is hulle saak. Maar ek en jy moet beginne dat ons sorg dat die mense weet, daar moet ontzag vir God wees en dat ons sy naam moet eerbiedig. Here, dankie dat ons kan weet
U is ontzagwekkend groot. Ons kan U nie verstaan nie, ons kan nie weet hoe groot U is nie, want Here, alles is in U hand. U is die skepper God wat uit niks uit die aarde geskep het, ons geskep het. U is so groot en tog maak U bemoeienis met ons. Tog sê U vir ons, ek ken jou by jou naam. Help vir ons, Here, kom vul vir ons met U Gees. Help vir ons dat ons vir mense sal kan reghelp wanneer hulle U naam uitelik gebruik. Ons wil U eer, want ons is U kinders. Ons kan vir U sê vanoggend, Here, ons het U lief met ons hele hart, siel en verstand, met ons hele wese. Here, het ons U lief. Dankie vir U genade vir ons. Seën vir ons ook in hierdie week. Dankie dat ons kan weet, Here, U los ons nooit. U is altyd by ons. Dankie dat ons weet, U is in beheer. Dat ons kan weet, U het 'n volmaakte plan. En deel van daardie plan, Here, is Jesus Christus, wat U vir ons gestuur het, ons verlosser, ons saligmaker, dat ons hom kan aanneem en kan weet, ons is gered deur U genade alleen, nie deur kennis en deur wysheid en deur dade nie, Here, maar deur U genade alleen. Aan U al die eer, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker. Amen.